Baie dankie. Goeiemôre gemeente. Ek wil net baie dankie sê aan ons bekwame orkes, worship span. Baie dankie dat julle gehoorsaam is aan dit wat die Here op julle harte gelê het. Dit was vanoggend amazing om te hoor terwyl ek hier staan hoe nie net die band sing nie of die worship span nie, maar hoe die gemeente ook engage en dit wat God vanoggend vir hulle het. So sê vir die ou sê vir die ou Lans, jou goeiemôre. Nie te hard nie. Dis maar flou jong. Sê vir hom jy's gered want Jesus was gekruisig. Sê vir hom, kill hom. Loof die Here. Loof Jesus Christus dat ons vanmôre in hierdie plek kan wees. Tesamenlik as kerk is eenheid om hom te kom aanbid, vir hom al die lof en al die eer te gee op wat hy vir ons gedoen het op die kruis van Golgotha. My tema vanoggend is die rekening is klaar betaal. Nou vanoggend toe ek hier staan terwyl ek met die worship span praat, toe besef ek het nog 'n slippie in my sak. En dit was nie beplan nie. Maar dit pas vanoggend so mooi in by my tema. Die rekening is betaal. Ek tel dit self op môreoggend. We begin met 'n vers uit Johannes 19 vers 29 tot 30. Die woord van die Here sê, en ek besef elkeen van ons ken die kruisiging van Jesus baie goed. Ons weet deur wat hy was, maar ek wil hier begin ons op die einde van sy kruisiging sê Jesus Christus die mees fenomenaalste woorde wat ek en jy vanoggend kan aanvas. Maar ek lees vir ons van 29 af, daar staan, daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Daarom was dit suur, nee. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n takkie, daai groot naam, jy kan dit self uitspreek, gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. En dan sê die woord verder, dan sê hy, toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ander vertaling sê dat Jesus het sy kop gesak en hy het die gees gegee. In die begin van Johannes 19, as jy die storie gaan lees, dan verduidelik hulle wat Jesus deurgemaak het. Wat Jesus oorgekom het. Nou ek wil vir jou sê, as ek hierdie verhaal lees, dan was dit nie 'n bar fight nie. Dit was ook nie 'n gewone parkie fight nie. Nou kyk as die Romeine jou in daai tyd aan die keel gegryp het dit besigheid beteken. Hulle het nie met jou gespeel nie. Hulle wil 'n standpunt vir die mense gewys het om vir hulle te sê, indien jy dit weer sal doen, sal jy spyt wees. Indien jy nie volgens ons poppe dans nie, sal jy spyt wees. Woord beskrywe Jesus gaan deur die waaglikste goed. Hulle weet die doringkroon is opgesit, sy baard is uitgeskeer, sodat die bloedspatsels sal wys. Hy het geslaan menigvuldige kere dat die vleis uit sy liggaam uitgeruk is. As volgende kyk na die kruis, is dit eintlik maar 'n baie dramatiese storie wat ons koppel aan oorwinning. Is dit nie 'n vreemde konsep? Maar Jesus kom en hy kies om deur al daai goed te gaan. Hy kies om deur al daai pyn en lyding te gaan. En wat amazing is, en ek kry nie my kop om dit nie, is die feit dat hy presies geweet het wat met hom gaan gebeur. Gemeente, julle weet dat van die Ou Testament reg deur, ons profeseë, die Messias gaan kom. Kyk, ons party gelowige mense wat nog steeds glo die Messias moet nog kom. Arme hulle. Hulle soek nog na redding, waar ons vandag sit met die volle waarheid dat Jesus Christus het gekom om ons te red, ons te verlos en vir ons vrede te bring.
Maar Jesus kom en hy word op hierdie kruis vasgepen, spykers word in sy voete en sy hande ingeslaan. Dit is 'n dramatiese storie. En deur al hierdie pyn en lyding, deur al hierdie seer en smart en kom Jesus en hy sê, dit is volbring. Nou ek wil vanmôre met die deel en ek gaan nou verder uitgaan om te sê wat se krag is in die woord volbring. En ek glo as ons vanoggend die uitstap, gaan jy besef as kind van God dat dit volbring was. En dat dit nie van my en jou afgehang het en my en jou doen en late nie, maar absoluut uit dit wat Jesus Christus vir ons bepaal het. Nou ek wil vanmôre vir die vraag vra en dan soos ek deur my preek gaan, wil ek hê jy moet in die volgende ding. Wat beteken dit vir jou as Jesus sê dit is volbring? Wat beteken dit vir jou as die koning, die verlosser, die een wat my en jou kom red het uit die gat het, sê dat dit is volbring? Wat beteken dit vir oggend vir jou? Dit moet iets wees, dit moet vir my en jou vanmôre iets baie, baie belangrik beteken. Die kruis was eintlik 'n wrede oomblik. Die kruis was eintlik 'n baie hartseer en 'n emosionele toneel. Dalk vanoggend vra ons die vraag, maar hoekom moes my koning dit gedoen het? Hoekom moes die ene wat ek lief het, wat ek kan bid, nie net my koning nie, maar my God ook? Want hierdie moet ons vanmôre verstaan dat God het afgekom aarde toe in die gestalte van sy seun wat ons vanmôre Jesus noem. En hy kon sterwe vir ons. Hy kom gee vir ons die openbaring, hy kom gee vir ons die redding. Daar was nie hoop vir ons nie. Maar van die begin van die aardlegging tot en met die kruisiging, was dit geprofeteer dat die Messiah sal kom om ons te red, om ons te verlos. Dit was God se plan gewees. En op die einde van die dag sê Jesus, en ek hoop jy vang dit al op hierdie oomblik, hy sê dit is volbring. God kom af in die gestalte van Jesus. Jy kan nie in 'n muurnes ingaan as mens nie, veral nie ek nie, want ek is baie groot. Maar jy kan in 'n muurnes ingaan as 'n muur, en jy kan met hulle gaan praat as 'n muur, sodat hulle jou kan verstaan. En hier kom God, en hy kom aarde toe in die gestalte van Jesus, en hy kom lewe homself in elke emosie, wat ek en jy ervaar. Nou ek dink, dit wat Jesus deurgegaan het, is nie alles neergepen in die Bybel nie. Ek dink daar's baie goed wat nie neergepen is, maar van die belangrikste wat deur die Gees geïnspireerd is, om ons te motiveer, is wel vasgepen. Want die woord sê, Jesus het alles deurgegaan, wat ek en jy op hierdie aarde sal beleef het. So wanneer ons kyk na Jesus, en ons verstaan nie om te vergewe nie, ek glo Jesus het ook die keuse gehad om nie te vergewe nie. Maar omdat hy God was en omdat hy hierdie iets verstaan het, kon hy dit regkry te vergewe. Ek dink Jesus het kwaad geword en die woord sê dat Jesus omtrent so 39 emosies geervaar het. Hy het gehuil, hy het geween, hy het alles deurgemaak. Hy het presies geweet wat ek en jy voel, maar hierdie is die amazing ding, en hy kom op die kruis vir Golgotha, die een wat alles deurgemaak het en beleef het, en hy sê dit is volbring. Hoekom? Want hy was die perfekte lam. Die laaste offer. Die een wat vir ons seker gemaak het. Daar is 'n pad. Daar is weer daai intimiteit met God. Daar is weer daai oomblikke wat ons kan beleef. En om Jesus sê dis volbring.
As jy dit vanmôre nie iets verstaan nie, ek wil gou vir jou met jou 'n storie deel. Nou, ek weet dat ons gebore is in 'n sondige natuur en saam met die sondeval het ons hierdie, ek weet of jy dit 'n gawe kan noem, ek trek my woorde terug as dit verkeerd is, het ons hierdie ding gekry wat ons sonde desire. En wat ons dit nie kan weerstaan in sekere plekke nie. En ja, die woord sê almal het nog sonde. Niemand is perfek nie. Maar vanoggend is ons perfek in die wat Christus gekies het. Want dit gaan nie oor die eie vermoë nie, dit gaan nie oor die eie doen en later nie, dit gaan oor Jesus. Wat vir ons kom sterwe het en wat vir ons kom sê, dis volbring. Dis volbring. Die sonde is verlede. As jy my glo, as jy my vashou, dan is jy gered. Daar's niks meer wat jy meer kan doen as net om te sê, Jesus, ek aanvaar jou my lewe as my verlosser en my saligmaker. Stel jou voor jy sit in 'n restaurant. Tannie Patsy, hoor hierdie ene. Nou sit jy met die tafel en al jou chommas is daarso. En jy besluit nie, jy wil vir elke ene in hierdie restaurant nou dik stuk steak koop, want jy het mos nou gepaai en die bonus is dalk in. En almal sit lekker om hierdie tafel en jy sê vir die manne gaan groot. Eet daai stuk vleis, bring nog chips. En jou chommie weet, ja, jy het bonus gekry en hy bestel sommer vir hom 'n koeldrankie, groot glas, nie 'n medium nie, 'n groote. En jou vrou, sy ding wel is Anton se vriende so baie kan bestel, dan kan ek ook seker maar die grootste steak bestel. En dan sê Anton, ja my skarreboel, bestel vir hierdie steak. En so gaan dit aan en almal het hierdie lekker ete, maar jy verwag nie daar's 'n debietorder wat skielik gaan afgaan terwyl jy daar by Spur sit of by Burger King of by Rocco Mamas waar ook al jy eet nie. Terwyl jy daar sit, hoor jy ping en jy sien, hy's af en jy sien R0.00 R0. Party van ons is gelukkig, ons nog 1 sent. Daar is nog 1 sent in haar rekening. Nou sit jy daar, jy weet jy moet betaal, jy dink al aan jou skoonmama, sy sal nie vir jou geld oorbetaal nie. Jy dink aan jou ouers en hulle het laasweek 'n argument gehad, hulle gaan ook nie vir jou geld inbetaal nie. Jy dink aan daai chommie wat jy nou al vir die laaste 2 maande sê, ek gaan by jou kom braai, wat jy nog nie by uitgekom het nie. Jy dink aan hom, maar hy gaan nie jou antwoord nie, want jy het nog nie by hom kom braai nie. Nou sit jy in hierdie dilemma, jy wonder, hoe gaan ek hierdie rekening betaal? Die waiter kom en die waiter sit die rekening op die tafel en jy kyk so na hom en jy weet, voor jou heilige siel, hierdie rekening gaan jy nie kan betaal. Vir die van julle mans wat nooit in 'n handsak vat nie, skielik is jy ook in jou vrou se handsak in, want jy soek haar kaart. Jy wil hierdie rekening afhandel. My vrou sloop eendag, dink ek was in Spar gewees, en sy gee vir my 'n handsak, ek neem hom. En ek dink toe die eerste gemeentelede daar verbyloop, toe skiet ek hom so in die rakke in. Ek druk my hand in daai, of jy druk jou hand in daai handsak in en jy vat die kaart en die vrou se kaart het ook die geld. Dan kom hierdie skielike verleentheid oor jou skaamte, skuldgevoel, vernedering wat jy nie weet hoe gaan jy hierdie ding uitsort nie. Jy weet nie, daar's niks wat kan help nie, daar is niks wat vir jou hierdie uitkoms kan gee om hierdie rekening van jou te kan betaal nie. Die rekening wat voor jou lê is 'n regte rekening. 'n Rekening wat nie fake is of vals is nie. 'n Rekening wat ek en jy moet betaal, of ons moet dit uitgesort kry. Ek gee vir jou 'n volgende vraag, terwyl ons hierso is. Die rekening wat regtig is, wat beteken dit vir my en vir jou as ek vanoggend vir jou sê, wat is sonde?
regtig vir ons? Is sonde 'n ding wat ons voel ons doen konstant verkeerd? Is sonde iets wat ons moet doen wat ander mense nie impres nie? Wat is sonde regtig waar vir ons? Vir sonde vir my is die skuld wat ons het teenoor God. Daar is iets wat God nie verwag van my en jou wat ons gedoen het. Dalk van plan is om nog te doen. Wat teenoor die wil van God is, teenoor dit wat God desire vir my en vir jou lewe. Wat dalk skeiding bring, wat dalk jy in 'n plek sit waar jy weer dryf na duisternis toe. Die sonderekening is regtig. Dis 'n ware rekening. Romeine 6 vers 22 tot 23 sê, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde in die diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle heilig word. En uit daardie is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Jesus Christus, ons Here Jesus Christus. So hier kom God en hy weet wat die issue is met sonde. Hy weet wat ons swakpunte is. Maar dan kom hy en hy sê dat ons is gered. En dit is vanoggend die groot opsomming. En hoekom Jesus vir ons kom sterwe het op die kruis van Golgotha. Want God het geweet, ons sukkel, ons kan dit nie doen nie. En hy het gekom in vlees en in die gestalte van Jesus. En hy het gesê, ek sal vir jou daai rekening betaal. Ek sal vir jou die rekening betaal wat jy voor skuldig is. Die sonde wat jy gepleeg het, die skuld wat jy het, die skuldgevoel wat jy het, die oneerlikheid wat jy gehad het. Kom Jesus, kom en hy sê, ek vat dit op my. Ek handel dit af op die kruis. Wat gebeur wanneer ons skuld het? Kom, wees maar eerlik met die ou langs, of wil jy nie nou jou huisake uitpraat nie? Jy wil self jou skuld betaal. Jy wil alles in jou vermoë doen om net daai skuld aspek uit jou lewe uit te kry. Jy bid daaroor, jy probeer, jy veg, jy doen alles om nie skuldig te voel of nie daai skuld te hê oor jou lewe nie. Jy probeer veg, jy traai dit self betaal. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Hierdie skrif sê vir ons dat Jesus Christus, ons is sondige mens, ons was. Maar in Jesus, omrede hy vir ons kom sterf het, kan ons nie meer self betaal vir dit nie. Ons kan nie meer iets doen nie, ons kan nie meer harder werk of beter probeer of meer goed op ons vat om die merk te maak, sodat Christus ons aanvaar nie. Maar hierdie skrif sê vir ons inderdaad dat Jesus Christus het klaar op die kruis, het hy dit afgehandel. Die probleem wat ek en jy gehad het, die rekening wat ek en jy het Christus op hom kom vat. Hy het vir die vyand gesê, los my kinders. Ek vat dit op myself. Jy sê by die restaurant, jy weet nie om 'n rekening te betaal nie. Jy is al in jou vrou se handsak. Party van julle somme al in jou vriend se vrou se handsak.
Dit is rof, want hierdie ding moet betaal word. Dan gou hier aan. En dis die waarheid vanoggend van hierdie boodskap. Wat Jesus vir ons kom doen het op die kruis van Golgotha. Jesus kom stap in daai restaurant in, met al jou angs, met al jou vrees, met al jou skuldgevoelens, met alles wat jy voel, jy maak nie die merk nie. Met al daai dade waar jy in almal se hand sal krap en jou skoonma gebel het en jy kry net nie daai geld in die hand om die skuld te betaal nie. Met al daai eie planne wat jy wil maak. Met al daai planne wat jy orgestreer as mens. En hy stap in daai restaurant in. En hy kom staan voor jou en jy, man jy weet nie eens wie se langs jou nie, jy sak jou kop so. En hy tik jou aan jou skouer en hy sê, Anton? Hy sê, Jacques? Hy sê, Saul? Hy sê, Theo? Hy rekening, slaap betaal. Jy sê, nee, dit kan nie wees nie, want hy lê op die tafel. Ek moet hom betaal. Ek moet hierdie ding betaal kry. En Jesus vat weer op jou skouer en hy sê vir jou, Anton, ek weet, vanoggend is dit vir jou hard, ek weet dit is vir jou taai. Ek weet jy verstaan dit nie vandag nie. Maar ek wil vir jou sê dat dit is volbring. Jou skuld is afbetaal. Dit is klaar betaal. Jy het geen meer skuld oor nie. Jy is vry. Jy is vry om aan te gaan. Johannes 6 vers 51 sê die volgende, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Eenvoudige boodskap, en ek het dit nou baie lank uitgestrek. Sorry om Mart. Eenvoudige boodskap van die kruis is dis volbring. Jesus het vir ons alles kom afsluit. Daar's niks meer wat jy kan doen, beter kan doen, om Jesus te impress, om beter te kan wees nie. Jesus het die dag toe in Jerusalem inkom en hy's op pad na Golgotha toe, wat net so buite Jerusalem is. Het hy geweet van my en jou, en het geweet, hy moet hierdie werk kom afhandel. Nou vanmorgen, en ek sluit af met hierdie volgende. Daar's twee dinge wat jy vanmorgen kan doen, en wanneer ons kyk na die kruis, en wanneer ons by die tafel sit en die rekening lê op die tafel, daar's twee dinge wat ons in ons gedagtes kan hê. Ons kan bly sit aan hierdie tafel. Ons kan bly skuldig voel. Ons kan bly dink aan die verlede wat Jesus vir ons kom sê dat ons vry is van. Ons kan bly dink ek kan beter doen om God te impress. Ons kan bly dink vanmôre om te sê ek is nie goed genoeg nie. Waarom sou Jesus vir my gegaan het na die kruis van Golgotha toe? Ons kan vanmôre hier sit en sê, maar dis net vir die ou laans my. Maar gelukkig is dit dalk jou vrou. En as dit die geval is met die vrou 'n bietjie die man se kop wakker maak, skud hom so 'n bietjie. Want Jesus het gekom en hy het gesê dat dis volbring.
Die werk is afgehandel, jy's my kind. Daar's oorwinning, daar's reeds oorwinning en dit is wat ons vanoggend vier. En ek is so dankbaar om vanmôre vir jou te sê, gemeente, dat hierdie kerk se naam kom van dit af. Die goeie nuus. Die goeie nuus het begin op die kruis van Golgotha. En as enige boodskap van hierdie verhoog af verkondig word wat nie die kruising gaan dra nie, wat nie die goeie nuus van Jesus dra nie, is dit nie 'n volledige boodskap nie. Jy kan kies om vanoggend nog steeds by die tafel te sit. En ek wil hierdie kras woorde te sê om jou dalk self nog jammer te kry. Of jy kan opstaan. Jy kan Jesus in die gees druk en vas in 'n soen gee. Sê Here, dankie. Dankie vir wat U vir my gedoen het. Here, dankie dat U vir my kom sterf het. Om my siel te red. En uit te gaan uit daai restaurant se deur uit. Baie van ons is skaam, ons is net heilig in die kerk gebou. As ons by die deur uit gaan, dan loop ons so, ons wil nie regtig van Jesus praat nie. En as ons in ongemaklike oomblikke is, dan wil ons maar liewer te stil bly, want nou as ons van Jesus praat, dan skryf hulle ons af. Maar is ons nie geroep om juis te gaan praat, in daai plekke waar niemand wil praat, van dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis nie. As jy nie bereid is om jy mond oop te maak in jou werksplek nie, beteken dit dat die kerk word lam. Maar as jy vanoggend bereid is om van uit daai tafel op te staan en uit te gaan en sê, die Here het vir jou ook gesterwe, aanvaar hom as jou verlosser en saligmaker en jou lewe sal verander, dan sal jy sien hoe die wêreld sal begin skyn. Kerk, jy kan vanmôre kies om te sit aan die tafel of om op te staan en te sê, Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. Dis volbring. Jou rekening is klaar betaal. Ek sluit af met die volgende vers, 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Jesus Christus homself versoen en aan ons die bedieninge van die versoening toe vertrou. Come on. Was iets wat gebeur het. Was iets wat gebeur het die dag toe Jesus stap en hy is 'n kruisig. Vanmôre afsluit met hierdie is dalk iets wat vir jou gaan laat dink. Die ouens wat hom gemartel het. Ouens wat sy baard uitgetrek het, gespeer het in die sy, by die kroon opgesit het, was ook die ouens waarvoor hy kom sterwe het. So lief het God die wêreld gehad, het hy sy enige gebore seun gegee. Soos wie ook al in hom glo, die ewige lewe sal hê. John 3 vers 16, en dit is wat ons vandag hier so kom vas staan. So ek wil vir vanmôre jou uitnooi, saam met ons deel te hê in die nagmaal. Wil jy encourage daar agter is 'n tafel, en dan hier so voor het ons ook 2 tafels. So halfte kan agter toe gaan, ander halfte kan vorentoe kom. Wanneer ons deel het vanoggend in hierdie nagmaal, wil ek jou vra, dink aan Jesus en dink dat die rekening is klaar betaal. En vanoggend het ek en jy die voorreg dat die Messia gekom het en die Messia gesterf het en dat hy moes sterwe om meer te word in sy gees, om onder ons te kom woon, sodat sy woord, sy lewende woord versprei kan word deur my en jou wat sy tempel is vandag. En Jesus dan. Vir jy uitnooi, jy is welkom om vorentoe te kom. Wil jy vra as daar enige iemand wat nie kan vir hom kom kry self nie? Almal kan self. Baie dankie.
As jy by jou familie sit en jy is dalk die vader van die huis, is jy welkom om vir jou gesin te bid. Vir die van julle wat vandag ook hier dalk is, jy kan net daar waar jy is, die nagmaal gebruik in hierdie oomblik. Ag Jesus, Here, U is waar. Here, dankie Jesus. Dankie Here vir U liggaam, Here. Breek dit deur hy. Dat U vir ons alles kom gee het. Niks meer verder te doen met ons eie vermoë, Jesus. Net vra die wat klaar is om met jou kelkie na die kant toe te gee. Dan wil ek ook net die worship span vra net om na vore toe te kom.